Baie welkom ook vir die wat ingeskakel is vanoggend. Lekker om op die oggend so saam met julle te kan wees en kom ons raak net rustig by die Here en ons begin ook hierdie dag in sy naam. Prys die Here, sing 'n nuwe lied tot eer van die Here, sing tot sy lof in die vergadering van sy troue dienaars. Laat Israel hom verheug in sy Maker, laat die volk van Sion jubel oor die Here hulle koning. Laat hulle sy naam prys met koordanse, laat hulle speel tot sy eer op tamboerijn en lier. Amen. Broers en susters, ek groet julle genade, barmhartigheid en vrede vir julle elkeen, van God ons Vader en die Here Jesus Christus, deur die kragtige werk van sy Heilige Gees. Amen. Kom ons staan dan, sing ons nog so 3 aanbiddingsliedere saam. In my heart, so sad,
En almal sal sien hoe groot is ons God. Hier kom en gaan, en blyk is in sy hand, begin en die einde, begin en die einde. Die God hy drie en een, Vader, Gees en Seun, die leeuw en die lam, die leeuw en die lam. Hoe groot is ons God, ons hoe groot is ons God, en almal sal sien hoe groot is ons God. Want hy is die naam voor elke naam, waardig is die Lam, en my hart sal sing, hoe groot is ons God. Hy is die naam voor elke naam, waardig is die Lam, en my hart sal sing, hoe groot is ons God.
tyd, dan word ons herinner dat U alles vir ons gegee het. U het U seun gestuur om te kom mens word, wat later vir ons aan 'n kruis sou hang, sy lewe vir ons sou aflê, sodat daar vir ons 'n weg na die ewigheid is. U het U alles gegee, Here, en in hierdie tyd vir ons net weer kom en sê, Here, hier is ons wil oorgee aan U, ons wil surrender, soos hierdie lied sê, Here, ons alles net tot U beskikking stel, bo alles ons lewens, Here, mag ons as lewende offers ook elke dag vir U gaan lewe. Ons eer U en ons prys U, ons bid vir hierdie diens vanoggend, Here, dat U met ons sal praat, dat U die woorde vir ons sal oopbreek, dat ons sal sien dit wat U met ons wil deel vanoggend, Here. Bid vir oom André wat net nou daar by die ouete huis gaan die woord verkondig, en ook vir Rolien wat saam met hom gaan, Here, gebruik hulle ook daar, en mag daar ook harte aangeraak word vanoggend. En so bid ons vir die kerk oor die aarde, Here. Ons weet dat ons lewe in tye waar die wêreld vir ons baie aanlokliker begin lyk het as om 'n Sondagoggend in 'n erediens te sit, Here, maar Here, ons bid vir mense wat afgedwaal het, koud en lou geword het, Here, dat U net weer daardie vuur in hulle weer sal aanwakker, dat hulle weer sal aansluit by ons, Here, en dat hulle ook net weer sal kom ervaar hoe wonderlik dit is om saam met ons medebroers en susters in Christus U te kan kom loof en prys. Here, vir hulle wat op die paaie is, bid ons, Here, wees met hulle, mag hulle goed uitrus daar op hulle vakansies en bring hulle ook weer vir ons veilig terug. En dankie, Here, dat ons ook in hierdie tyd van die jaar altyd net so 'n bietjie kan asem skep, net 'n bietjie kan reflekteer oor die jaar wat verby is. En Here, ek glo dat ons almal sal net kan getuig van U hand in ons almal se lewens, daar waar deure toegemaak is, hoe U ander ook gemaak het. En Here, laat ons altyd sal sien dat U is saam met ons in die bootjie, en U spreek die golwe aan op die gepaste tyd, en U maak die storm stil. Ons loof en ons prys U in Jesus naam. Amen. Baie dankie, julle kan julle plekke inneem. Die opskrif van vanoggend se boodskap is jy beskikbaar? Soos wat ek nou gebid het, is Jesus het, of God het alles gegee, hy het sy seun gestuur, Jesus het alles prysgegee, hy het van sy troon af opgestaan, hy was bereid om te kom mens word, om in 'n stal in Bethlehem gebore te word, nie in 'n paleis daar iewers in Jerusalem, of iewers daar waar dit groot is, met alles hier rondom hom, al die verpleegsters en die dinge nie, hy kom op die mees, hoe kan ons sê, kan ons sê, die manier wat hy gekom het, was nie soos wat mense verwag het van 'n koning nie. Hy kom nederig, dis dalk die woord wat ek soek. Hy op die nederigste manier kom word hy mens. En op die manier is dit ons grootste Kersgeskenk. God wat mens word vir ons elkeen. Nou is my vraag vanoggend, wanneer jy nou dink aan Kersdag wat nou Sondag of Donderdag gaan gebeur, is dit vir jou lekkerder om te gee as om te ontvang? Is daai persentjie, sien jy meer uit om te kry, of sien jy meer uit om dalk ietsie vir iemand te gee en dan dalk daai blydskap te sien? Ek dink as kind was ons almal, ons het die dagie so afgetel en jy kon nie wag vir daai Kersdag om aan te breek en jy daai boks so geskit om te probeer uitfigure wat daar binne-in is, want jy is so opgewonde om hierdie persentjie te ontvang. Maar ek dink soos wat die tyd verbygaan, begin ons almal meer daarna uitsien om daai persentjie te kan gee. Al is dit 'n ou klein sjokoladetjie as dit maar moeilik gaan hierdie jaar, veral ons daar by die huis wat nou deur 'n troue is, daar is nie groot persente hierdie jaar nie. Miskien 'n sjokoladetjie of 'n ietsie kleins of 'n bossietjie blomme of so, maar daar kan nie groot gegee word nie, maar tog is dit lekker om te gee. Hoe eenvoudig of hoe klein dit ook al is, net daai bietjie van saam wees. Al is dit net om saam te eet dan Kersdag, is dit self ook baie lekker. So ek dink dit is hoe dit mag met die verloop van die lewe gaan. As kind is jy baie opgewonde om te kry, maar hoe later jy in jou lewe aangaan, hoe meer is dit vir jou lekker om te gee. En dit is vir my ook amper so ietsie van ons geestelikheid. In die begin as jy
nie is as 'n Christen jou lewe vir die Here gegee, dan wil jy net hê. Hy is soos 'n spons wat wil opslip en jy wil net kry en die dominee en almal met net vir jou hierdie wonderlike boodskappe gee en jy wil ontvang en ontvang en ontvang. Maar dan later, soos wat jy geestelik groei, soos wat God binne in jou besig is om te werk, is dit vir jou baie lekkerder om te kan gaan gee. Gister was ons daar by die ouete huis en daar by die woonstelle en die dinge en ons het so lekker tyd daar gehad om net vir ander mense bietjie uit jou, hoe kan ons sê, jou comfort zone uit te kom om bietjie daar te gaan bedien. En dit is net so lekker om te kan gaan gee en te sien hoe mense dit waardeer. So dit is so ietsie van dit wat ons ontvang, maar ons wil by daai punt kom waar ons meer wil gaan gee. So vanoggend se teksgedeelte is so 'n bietjie van om vir ons hierdie goede te beskryf. Ons gaan baie sien en dit is so 'n kort gedeeltetjie uit Lukas 2, die wat ek so lank wil opsoek. Ons gaan lees daar Lukas 2 vers 21 tot 24 en ons gaan sien van die begin van Jesus se lewe. Ek dink by Kerstyd en ons praat baie keer so van Jesus se geboorte, maar wat van daai eerste paar dae nadat hy gebore is? Wat het daar gebeur? So ons gaan vandag so 'n bietjie daarby stil staan en net sien hoe Jesus hierdie persent was en hoe hy alles wat oud was nuut begin maak het. Want Jesus is die een wat die oorgang kom maak het van die tyd van die wet na 'n nuwe tyd van genade. En ons gaan so 'n bietjie daarso stil staan. Ook wat in hierdie gedeelte baie uitspring is die 5 solas van die reformatie. En ek dink ons almal begin al verstaan van Martin Luther, wat daar sy 95 stellinge teen die Wittebergse kerk deur gaan spyker het, om te sê, die manier van hoe die Rooms-Katholieke kerk op daai stadium alles beheer het, en die valse boodskappe wat hulle die mense gegee het, moes tot 'n einde kom. En God gebruik vir Martin Luther en eintlik is dit Melanchthon wat vir hom eintlik geskryf het. Luther was net hierdie ou wat bereid was om die stappe te neem, maar Melanchthon is hier in die agtergrond besig om vir hom op te lei en uit te wys op die foute wat die mense nie van bewus is, die wat so in hulle koppe ingedruk word deur hierdie hoe kan ons sê, baie keer as die mense sê daar soveel miljoen of biljoen gelowiges, moet 'n mens baie versigtig wees, want die Rooms-Katolieke word gesien as dit as deel van die kerk. Maar ons weet daar soveel van die dinge wat nie reg was nie. Die Bybel in daai tyd was in Latyn beskikbaar en die mense, die normale mense in die straat kon nie daai taal verstaan nie. Grieks en Hebreëus en daardie dinge was vir hulle meer bekend, maar nou is die Bybel net in Latyn beskikbaar en hierdie Rooms-Katolieke mense in kerk begin die mense dinge leer. Dinge soos wanneer jy tot sterwe kom, kan jy net 'n paar en hulle geld jy kan geld gee en dan kon jy daai persoon se siel nog loskoop. Sekere tipe van wanstellinge. Ons weet almal hulle bid nog deur Maria wanneer hulle bid en al hierdie goed. Ons weet dis Jesus Christus alleen. En hierdie dinge moes Martin Luther hulle gaan aanspreek. Jy word nie gered deur dade of deur geld te gee of hierdie goed nie. Jy bid deur Jesus Christus alleen, nie deur Maria nie. Alhoewel sy 'n baie spesiale vrou was, die enigste meisie op hierdie aarde wat die Messias in die wêreld moet bring. Ja, dis besonder. Dit is net sy wat daai voorreg gehad het van elke liewe vrou op hierdie aarde, van Adam en Eva se tyd tot en met die wederkoms. Sy die enigste een wat die Messias in die wêreld sou bring. So ja, sy het 'n wonderlike taak gehad, maar sy is nie deel van die goddelike drie-eenheid nie. Sy het nie daardie wonderlike taak gekry. So Martin Luther, hulle moes hierdie goede gaan uitwys vir die mense en vir hulle wys, hoor ons word mislei deur hierdie mense wat hulle self gelowiges noem. En dan die 95 dinge kan onder die volgende 5 hoofpunte ingedeel word. Nou die heel eerste een is sola scriptura. Dit is die skrif van God alleen. Dit beteken die Bybel. En hoekom is dit belangrik? Hoekom die Bybel? Want alles wat ons in glo, alles wat ons van God weet, alles wat ons van Jesus weet, alles wat ons weet van reg en verkeerd, kry ons in die Bybel. Dit is die hoogste vorm van
van riglyne in ons lewe. As ons begin oor goed te verskil, dan moet ons teruggaan na die woord toe. En ons moet daarna gaan kyk. So, voordat ek dalk verder gaan met die solas, kom ons gaan lees net vanoggend se stukkie, want baie keer sal mense vir ons sê, hoor hierso, en ek wil nou nie vanoggend praat oor groot doop of klein doop nie, dan sal hulle sê, maar ja, Jesus was groot gedoop. En daarom moet ek groot gedoop word. En soos ek sê, ek wil nou nie praat oor die dinge nie, maar het ons ooit al gaan kyk wat het Jesus met hom gebeur as 'n kind? Hy was besny. So as Jesus dan nou groot gedoop is, dan moet ons ook besny word. Want ons moet mooi verstaan, en wanneer ons daar by die Bybelskool is, het Dominee Andre hulle en ons lektore altyd, wanneer jy die Bybel lees, is dit konteks. Jy moet dit ding verstaan soos wat dit daar gebeur. So wanneer ons nou vanoggend hier gaan lees oor besnydenis, dan sal ons nou 'n bietjie verder daaroor praat. Wat beteken dit vandag? So, ek lees vir ons daar Lukas 2 vers 21. 8 dae later, toe dit tyd was vir die kindjie om die kindjie te besny, het hy die naam Jesus gekry, die naam wat deur die engel genoem is, nog voordat hy in die moederskoot ontvang is. Toe die reinigingstyds, soos deur die wet van Moses bepaal is, vir hulle verby was, het hulle hom na Jerusalem toe gebring, om hom tot beskikking van die Here te stel. In die wet van die Here staan immers geskrywe, elke eersteling van die manlike geslag moet aan die Here afgesonder word. Hulle het ook die reinigingsoffer gebring volgens die voorskrif van in die wet van die Here, naamlik 'n paar tortelduwe of 2 jong duwe. So, ek wil net vanoggend vir ons in die lig van ons boodskap, wil ek net sê dat daai teksvers van toe die reinigingstydperk soos deur die wet van Moses bepaal is vir hulle verby was, het hulle hom na Jerusalem gebring om hom tot beskikking van die Here te stel. Daardie tot beskikking van die Here te stel. Ons behoort nie aan onsself nie. Die rede hoekom ons op planeet Aarde is, die rede hoekom ons bestaan is om God te verheerlik, om tot sy beskikking te wees. Soos wat ek gesê het, wanneer ons iets lees in die Bybel, moet ons mooi verstaan wat is besig om te gebeur. Jesus kom na die aarde toe, word mens, om 'n hele omkeer te bring. Soos ek het gesê, dit was die tyd van die wet. Nog voor die tyd van die wet, in die tyd van Abraham, was daar nog nie eens 'n wet nie, totdat Moses met die Israeliete by die berg Sinaï gekom het, toe gee God vir hulle die wette. So, vir elke generasie en vir elke tydperk is daar 'n ander stel reëls. En God het gesien dat dit is onmoontlik vir die mens om te kom by hierdie 10 wette. En ons moet onthou, die 10 wette was maar net die 10 gebooie wat op die klipplate geskryf is. Daar was 300 en iets, en hulle het nog, die Jode het nog meer en meer bygevoeg, 'n wet voor die wet, sodat hulle nie daai wet oortree nie. Daarom dat hulle net soveel beter mag geloop het op 'n Sabbatdag, sodat hulle nie sal werk nie. So hulle het 'n wet gesit voor die wet, sodat hulle nie daai wet oortree nie. So hulle verstaan wat ons bedoel. En God het gesien, hierdie goed is nie goed nie. En elke keer as hulle oortree, moet hulle hierdie offers bring. En hierdie stelsel gaan nie vir ewig kan aanhou nie. En God se plan van die begin af het hy vir Abraham gesê, ek gaan jou die vader van baie nasies maak. Nie net van een nasie van Israel nie, van baie nasies. So op die perfekte tyd het God vir Jesus na die aarde gestuur, sodat ons wat nou na Jesus se geboorte ook daarin daai wonderlike geleentheid het om in die hemel te kan wees as ons in Jesus Christus glo. Ja, daar was wel mense wat nie van Joodse herkoms was nie. Ons dink aan Rahab, die prostituut wat vir die verkenners daar weggesteek het in die muur en gesê het, julle God is die enigste en die ware God. Ons dink aan Rut, wat Naomi se God aangeneem het. Sy was 'n Moabitiese vrou, eintlik van die vyand gewees, maar tog, God het 'n hart vir mense wat sy naam aanroep en wat in hom glo. Maar ons wat na Christus se geboorte is, ons is deel, as ons sy kind of sy seun Jesus aanvaar as verlosser en saligmaker, het ons deel aan die ewigheid, is ons deel van sy koninkryk. So, daarom al hierdie dinge,
Alles wat ons hier sien vanoggend, 8 dae later, toe die tyd van die kind, om die kindjie te besny, waar kom dit vandaan? Dit kom uit die Torah uit, dit kom uit die Ou Testament uit. So, selfs hierso wys dit vir ons dat Maria en Josef is skrifgetrou. En dit gee net weer eens vir ons daardie insig dat die woord is die waarheid. Die skrif, die woord van God is die waarheid. Hoeveel keer het Jesus nie uit die Ou Testament gaan aanhaal nie? Hoeveel keer daardie Filippus met daai Ethiopiër het hy die woord gelees, het hy Jesaja gelees en Filippus het dit vir hom gaan uitlê. Want die woord, Jesus bevestig self dat die woord is die waarheid. En daarom weet ons, as ons oor sekere goed in die kerk verskil, moet ons mooi gaan kyk, wat staan daar? Wat is besig om hierso te gebeur? Jesus is besig om die brug te slaan tussen die wet en die nuwe verbond, dat ons deur genade alleen gered gaan word. So hy doen dit presies volgens wat daar geskrywe staan, of sy ouers is skrifgetrou, hulle doen, hy moet besny word op 8 dae. Anders is dit teen die wet oortree hy, en dan is Jesus nie volkome en volmaak nie, want hy is nie besny op 8 dae nie. So al hierdie goede kom hy na, soos wat dit moet, maar vandag se tyd gaan ons nie meer besny word nie. Ek gaan later bietjie sê hoe werk dit vandag. So ons sien dat Josef en Maria bly by die woord. So die eerste een, sola scriptura, die skrif alleen. Nie wat mense sê nie. Nie wat iemand nou besluit, hoor jy, ek besluit nou dit werk so en so en so nie. Nee, dis wat die skrif sê. En as die skrif sê, jy kan nie die presiese dag en uur van God se tweede koms bepaal nie, dan beteken dit. So moenie met ander argumente en teorieë kom nie. En die Bybel waarsku so baie keer in die Nuwe Testament van hierdie goede. Die tweede ding wat ons moet sien is sola fide. Dit beteken alleen deur geloof word ons gered. Nie deur al hierdie goedjies te kon doen nie. Dit het Jesus daarom op homself kom neem. Hy het deur al hierdie wettiese goed gegaan, sodat ons dit nie meer vandag hoef te doen nie. Net deur geloof alleen. Ons sien ook dat die offer wat hulle bring was 'n paar tortelduwe en 2 jong duwe. Wat sê dit vir ons? Dit sê vir ons, God is nie beïndruk deur hoe baie ons vir hom gee nie. Hy word nie beïndruk deur jou wat nou kom en sê, hoor hierso, kyk hierso, ek gaan nou vandag R5.000 van my bonus in die kollekte mandjie gooi nie. Soos wat daai fariseërs gemaak het. Hulle het seker gemaak die mense sien wat hulle in daai kollekte mandjies gooi, om die mense te probeer beïndruk. God is beïndruk deur daai vroutjie wat haar laaste paar sentjies ingooi. Dit raak hom aan. So, baie keer voel dit vir ons, joh, ek is nie so goeie Christen nie, ek kan nooit gee wat daai een doen nie, ek kan nie so mooi sing soos daai een nie, ek kan nie so mooi dans nie, ek kan nie so mooi preek nie, ek kan nie so mooi, en ons meet onsself. Nee, die geringste goed is vir God aanneemlik. Hy aanvaar hierdie 2 tortelduifies wat Maria en Josef bring. Hy verwag nie van hulle om 'n vetgemaakte kalf, die eerste uit hulle is die boere nie. Hulle het nie daai geldelike middele om dit te kon vir God te bring nie. So, jy word gered deur geloof alleen, nie dit wat jy gee nie. Nie dit wat die Rooms-Katolieke Kerk op daai stadium gesê het en vandag nog sê is, betaal jou almoese of betaal hierdie goedjies en dan kan jy jouself loskoop van jou sonde. En kan jy iemand se siel ook self nog loskoop nadat hulle gesterf het. Dit werk nie so nie. Jy het een kans en dis op hierdie aarde om te besluit, gaan jy geloof in Christus hê, ja of nee, en slegs daarop, op daardie geloof sal jy gered word. Ons sien ook vanoggend deur genade alleen. Dit is nie deur al hierdie goeie werke wat jy doen en al hierdie dinge nie, of jy wat so goed is om God aan te neem nie. Hy het jou gekies nog voor die grondlegging van die aarde af. Hy het geweet, en hier het ook gestaan, dat van die begin van die wêreld af is dit al bestem dat Jesus ook vir ons sou kom sterwe. En net so lees ons ook in Efesiërs 1 vers 4, dat voor die grondlegging van die aarde het God jou al gekies.
Ons sien ook dat Jesus kry sy naam, maar dat die naam is wat al aan Maria nog voordat hy die moederskoot aan mekaar geweef is, het die engel al na Maria toe gekom en gesê, jy gaan 'n kindjie in die lewe bring en jy moet hom Jesus noem. God weet hierdie goed, nog voordat hy aarde geskep het hy geweet wat is jou naam. Hy het nie gewag vir jou pa, ma om eendag te besluit en, okay, nou, wat gaan hulle hom noem? Okay, Fritz, en okay, nou gaan ek gou sy naam in die boek van die lewe skryf nie. Nee, hy het dit al geskryf nog voordat my ma en pa ooit op hierdie aarde was, het hy al Fritz in die my naam in die boek van die lewe geskryf, want dis God se alwetendheid. Hy ken alles, hy weet alles, en dis sy genade dat hy jou gekies het om sy kind te kan wees. Dink aan elkeen van julle, dink net aan jou eie lewe, waar was jy al gewees? Ek het een keer vir die kerkraad op 'n stadium my getuienis gespeel. Die feit wat ek hier staan as 'n predikant vandag is net God se genade. As dit van my afhang het, was ek iewers in die gutters, was ek in 'n tronk toegesluit, was ek niks gewees nie, maar God, hy gryp in. Dis sy genade wat sê, ek gaan jou lewe omdraai, soos daai verlore seun wat in die varkhokke sit en besef, my God is die enigste plek waar ek wil wees. En hy staan nie veroordeling vir daai kind wat terugkom huis toe nie. Hy maak dit palvet en hy gee vir hom 'n ring en 'n kleed en alles, en hulle is 'n groot partytjie vir daai kind wat teruggekom het, en dis God se genade. Sola gratia is die volgende een gewees, die genade alleen. Dit is nie ons wat God kies nie. Adam en Eva het een ding gehad wat God hulle gevra het, moet net nie van daai 2 bome eet nie, en hulle het gefouteer. En daarom kan ons dink ons is so goed partykeer. Ons het vir God aanvaar en ek het hom gekies. Ja, jy het daai keuse gemaak, maar die Heilige Gees het kom klop. En die Heilige Gees het so by jou in jou gewerk dat jy nie daai keuse kon maak. Ek aanvaar, maar God het daai werk begin. Ons kan nie eer vat vir dit nie. Dit is genade alleen, dit is God se werk. Genade beteken onverdiende goedheid van God. Dit is alles God se werk gewees. Dan die volgende ene, die 4de ene, is solus Christus. Dit beteken Christus alleen. So, as 'n ander geloof na ons toe kom, of die moslems wil vir ons aanbid dieselfde God, en die nuwe wêreldorde wil vir ons sê, nee, jy kan deur Allah, of deur Boeddha, of deur wat ook al, God is so liefdevol, jy kan op watter manier, of deur watter afgod of God jy wil kom, gaan jy gered word. Dit is nie so nie, dit is Christus alleen. God sou nie sy seun na die aarde toe gestuur het, om hierdie verskriklike pad te stap, om in 'n stalletjie gebore te word, om niks te besit nie. Hy het nie sy eie donkies gehad nie, hy het nie sy eie huis gehad nie, hy het niks besit nie. Die God wat aan wie alles behoort, kom aarde toe en hy het niks. Hy besit niks. En hy word deur die mens gespoeg en uitgejou en gehoor kruisig hom. So dit is net Jesus Christus. As daar enige ander weg was, sou God nie sy seun na hierdie aarde toe gestuur het. As ons nog deur die wet in die hemel kon kom, dan was dit nie nodig dat Jesus moes kom nie. Maar dis juis deur Jesus Christus wat ons gered word. So hy is die enigste perfekte middelaar tussen ons en God. Die naam Jesus beteken ook die Here red. Dit is sy werk, dit is God se werk. En hy maak die brug tussen die Ou en die Nuwe Testament. En ons sien hierdie oorgang van besnydenis en nou is dit 'n doop en ons sien 'n hele nuwe ander manier van lewe. En hierdie solas help ons met om hierdie dinge te verstaan. En dan die laaste een is aan God alleen al die eer. Soli Deo Gloria. Ons hoor altyd daai lied op so mooi en ons sing dit so baie. Dit beteken eer aan God alleen. Dis niks wat ons kan doen nie. Jou beste werke is net dit wat God in jou bewerk het. Ons doen partykeer dinge om raak gesien te word, om die eer te probeer kry. Jy wil so graag daar wees en voorsing, want dan kry ek al die eer. Of jy wil so preek soos beter as Dominee Andrei, sodat die mense vir jou 'n klop op die skouer. Nee, dis God alleen. Hy kry die eer. As jy gaan begin steel van God, dan is jy op 'n gevaarlike roete. So bring in alles
aan God die eer. Wanneer iemand vir jou 'n klop op die skouer gee en dalk vir jou sê, ja, mooi gepreek vanoggend, dan sê jy, Here, maar U weet, dis U wat vir my die woorde gee. Jy bring net al die eer weer terug aan God. Jy is soos 'n spieël wat dit reflekteer. So, ons moet aan God alleen al die eer bring. So, wat sê al hierdie dinge vanoggend vir ons wat vandag lewe? Hierdie was nou 'n mooi bewys van hoe Jesus hierdie brug kom slaan het van Ou na Nuwe Testament. So, ons sien die ding van besnydenis hier vanoggend. Nou, wanneer ons in die Nuwe Testament nou lees, nou skryf Paulus vir die mense in die gemeente in Kolosse en hy sê vir hulle, daar's nou 'n ander manier. Deur julle verbondenheid met Christus, met hom, is julle ook besny. Nou gaan die mense sê, maar ek is nie besny nie, maar jy is tog deel van hom. Nee, nie met die besnydenis wat deur mense verrig word nie, maar met die besnydenis deur Christus, en dit bestaan deur die wegneem van die sondige natuur van die mens. So elkeen van ons is ook besny, maar met 'n besnydenis in jou hart, 'n besnydenis wat binne in jou is, om hierdie sondige natuur van jou teen te kan stry. Jy weet wat is reg en verkeerd. Jy weet ek moet nie so toe gaan en ek moet nie dit doen nie, en die Heilige Gees is die een wat ons help hiermee. Jy moet meer in die Gees lewe en minder in die vlees, soos wat hulle sê. Ons moet daagliks besluit, ons hoor die Heilige Gees sê, moenie dit doen nie, moenie dit doen nie. En dan kies ons nog steeds in ons sondige manier om daartoe, en dan is dit 'n groot gemors, want jy het teen God se wil gegaan. So, ons moet onthou ook, alles hierso wys ook na 'n opwaartse kurwe. Dit was die besnydenis gewees, toe het hy sy naam gekry, toe is hy vir God afgesonder, en ons sien dit ook in ons lewe. Jy word wedergebore, want dit is nou gekom in die plek van die besnydenis, jou geboorte, jou doop. Jy word wedergebore, jy word weer gedoop. Dan word jy gaan jy deur 'n reinigingsproses, waar God sit soos die suiweraar van goud en silwer, sê die woord vir ons. So hy sit letterlik nou oor 'n vuur, en hy laat daai onsuiverhede opkom en uitkom, sodat jy die mens kan word wat hy in gedagte het. En die Bybel sê vir ons dat wanneer ons met die wederkoms van Christus, of wanneer jy tot sterwe kom, gaan jy perfek wees. Jy gaan wees soos wat Adam en Eva was in die tuin van Eden. Perfek, sonder enige sonde. En dit is God se werk deur die Gees wat in jou woon. So ons is ook besny, maar nie 'n uiterlike besnydenis van die liggaam wat die sienkies oorgekom het nie, want onthou dit het met bloed te doen. Daar moes bloed vloei, en Jesus se bloed het vir ons gevloei. So daarom in ons verbondenheid met hom, omdat ons in hom verbind is ons ook besny. Sien God ons deur die bloed van Christus as skoon gewaste kinders van hom, en Jesus se broers en susters. En wat 'n wonderlike gedagte is dit nie. In Handelinge sien ons ook dat die Joodse gelowiges wat tot bekering gekom het, hulle stry met Paulus oor hierdie goede. In Handelinge 15 sien ons dan dat daar selfs 'n vergadering gereël word in Jerusalem, waar Paulus hulle die Fariseërs en die Jode wat tot geloof gekom het, begin nou weer teruggaan na die wet. Hulle wil nou weer hê die nuwe gelowiges van die ander van die heidene moet hulle self laat besny, want dit is deel van dit moet gebeur. En hulle verstaan nie hierdie ding dat Jesus was besny, Jesus is die oorgang. So ons hoef nie meer besny te word nie, en dan spreek Paulus hulle baie hard aan en hy sê nee. Ons en ook hierdie gelowiges glo dat ons net deur die genade van die Here Jesus gered word. Nie deur dingetjies te doen nie, nie deur besnydenis nie, nie deur die wet te onderhou nie, nêrens kan ons gered word, behalwe deur God se genade alleen nie. Dat hy jou so lief het, dat hy jou gekies het, jy is sy kind, en niks kan jou uit sy hand trek nie. So, ons sien dit, wanneer jy 'n brief in die Nuwe Testament gaan lees, gaan kyk 'n bietjie baie keer, wat was die goede wat hulle inskrywe daar, so wat is die goed wat onmiddellik begin wanneer hulle omtrent 'n gemeente stig, hulle probeer hulle weer onder die wet kry, hulle probeer hulle weer kry dat hulle moet besny, dat hulle die wet moet onderhou, want wat beteken dit as hulle sou teruggaan na daai manier toe? Dan beteken dit Jesus se koms was verniet, jy kan iets doen om jou saligheid te beerwe, en ons kan.
Nie een van ons nie, nog niemand op hierdie aarde behalwe Jesus Christus was sondeloos gewees. Almal van ons het sonde. Romeine sê vir ons duidelik, almal van ons het gesondig en verdien die dood. As dit nie vir Jesus Christus was, wat met Kersfees kon mens word het nie, en later vir ons aan die kruis kom sterf het nie, was ons almal verlore. So met dit gesê, met Jesus wat homself kom gee, ons grootste Kersgeskenk, wat moet ons doen? Wat sê vanoggend vir ons? Is jy beskikbaar? Gaan jy jouself kom gee vir God? Gaan jy jouself tot beskikking van hom stel? En sê, Here, ek kom hier met my 2 tortelduifies. Gebruik dit asseblief, Here. Hy het met 2 visies en 5 broodjies het hy vir 'n menigte kos gegee. So jy voel dalk vanoggend, ek het nie al hierdie gawes nie, ek kan nie sing nie, ek kan nie preek nie, ek kan nie bid nie, ek kan nie skottelgoed was, dan doen jy dit vir die Here. En hy aanvaar dit, en vir hom is daai 2 duiwe net so belangrik soos die vetgemaakte kalf van die wat baie het. En daarom het ons ook in die afgelope tyd gekom en gelees dat moenie met daai 1 dingetjie wat God jou gegee het onder gaan begrawe nie, werk met hom. En die Here sal dit vermeerder. Dis baie gevaarlik as God al hierdie dinge vir ons gedoen het en jy sit net agteroor en jy stel jouself nie tot sy beskikking nie. En soos ek sê, ek gaan nie volgende jaar se temas en goed vooruit hardloop nie, maar dit gaan juis om hierdie gemeente te help, dat ons gaan beginne onsself tot God se beskikking stel. Sê, Here, hier's ons. Daar's 'n deur oop, daar's 'n woonstelblok, kom ons gaan bedien die mense daar. Daar's 'n ouer huis, kom ons gaan raak betrokke. Daar's 'n babetjies wat weggegooi word, kom ons gaan raak betrokke. Kom ons gaan en ons sê, Here, ons het nie geld om al daai babetjies van doeke of iets nie, maar die bietjie wat ek kan gee, gebruik dit. So dis tyd dat ons gaan beginne beskikbaar raak vir God, want dit is deel van hierdie proses, besnydenis, reiniging, en dan jouself tot beskikking stel, en dan begin God met jou werk, en hy gebruik jou, soos wat hy Jesus gebruik het om die wêreld te red, kan hy jou gebruik om dalk iemand te red, om uit te gaan, om te gaan uitreik na iemand, en daai persoon sien Jesus in jou, en gee hulle lewe oor aan hom, en die hemel is 1 persoon ryke, en God kan elkeen van ons gebruik, nie net die dominees, nie net die kerkraad, nie net die sangers of die dansers of wie ook al nie, elke liewe een van ons wil hy gebruik. Jy moet net sê, Here, hier kom ek met my 2 tortelduifies, gebruik hulle, gebruik my, hier is ek, Here. So, moenie dink dit wat jy bring is te ondingelig vir God om te gebruik nie. Hy het jou lief, hy het jou gemaak, hy het jou naam al vir jou gegee, nog voor die grondlegging van die aarde, het hy geweet wat jou naam gaan wees. Hy het jou naam in die boek van die lewe gegee, maar hy vra, kom gee jouself, kom wees beskikbaar. Jy het die Kersgeskenk ontvang. Ons word nou weer herinner in hierdie week, maar wat het God kom gee? So kom ons gaan gee bietjie terug. Kom ons maak 'n deel van ons lewe om ons te gaan gee as 'n persent weer terug vir Christus. Hy het sy alles vir my kom gee. Die minste wat ek kan doen is om my 2 tortelduifies te bring en te sê, Here, ek gee my alles vir U. Gebruik my. Dankie dat ek U kind mag wees. Dankie dat U vir my in die kruis kom sterf, daar waar ek moes gehang het. Maar ek kon nie die volmaakte offerlam wees nie, want ek is so vol sonde. Maar dankie dat U dit vir my gedoen het, en dat ek weet, omdat ek U ken, sal ek saam met U wees vir ewig in die hemel. Wat 'n groot vooruitsig. Deel van hierdie persent wat Jesus vir ons gebring het. Hy sluit vir ons af. Here, baie dankie. Dankie vir hierdie pragtige, kosbare gedeeltetjie in die woord, wat ons al baie keer miskyk. Ons dink so altyd aan die stal in Bethlehem, maar ons sien nie altyd, Here, wat het U kom doen nie. U het die brug kom slaan tussen die Ou en die Nuwe Testament. U het al daardie voorskrifte nagekom, so wat Moses dit geskryf het in die woord. Dankie dat ons ook net weer vanoggend kan herinner word aan die 5 solas, Here, dat dit alleen deur genade en deur die skrif en deur Jesus Christus en alle eer aan God is wat ons gered word, Here. Dat dit niks uit ons eie is wat so goed is nie, maar Here, dankie. Dankie dat U ons 2 tortelduifies aanvaar, en dankie dat U
ons elkeen waardig ag om gebruik te word. Net soos wat U Maria gebruik het om U seun in die wêreld te bring, net so wil U elkeen van ons gebruik vir die taak wat U vir ons in gedagte het. Mag U ons elkeen gebruik, ook in hierdie tyd, om ander mense aan te raak, deur liefde te gaan uitdeel in hierdie tyd van Kersfees, wat so blye tyd moet wees. Here, maar die realiteit is, in Kerstyd is daar ook baie hartseer. Mense wat verlang, mense wat dalk in hierdie jaar geliefdes aan die dood afgestaan het, gesinne wat dalk nie by mekaar is soos wat ons graag dit wil hê nie. Here, maar dankie dat U altyd daar is. U is God met ons, U is God van liefde, en U is altyd op ons beskikking, en ons eer U daarvoor. Kom, gee ons 'n helder somerkersfees ook in hierdie land, o Heer, ook in hierdie jaar. En Here, dit wat ons nou gaan sing, mag ons dit uit ons harte uit ook vir U sing vandag en dit opreg bedoel. Ons bid dit in Jesus naam. Amen. So kom ons sing hierdie pragtige lied, Neem my lewe, laat dit Heer. Neem my lewe, laat dit Heer. U gewy wees weer en weer. Laat my geduldig gee, en vandag waar ek getuig. Neem my hande, maak ons sterk, wensbare die goeie weg. Neem my voet, dis vloeiel neer, met bereidheid tot die leer. Neem my stem en laat my sing, aan die Here hande bring. Laat my mond die boodskap dra, asof ek wat na U vra. Neem my goud en silwer eer, niks meer werd my eie meer. Al my kennis en verstaan, stel ek in die Vader aan. Maak my hart vir U tot troon, deur die Gees wat in my woon. Lig my wil, gevoel en daad, altyd na die wyse raad. Neem my lewe, laat dit Heer. U gewy wees meer en meer. Laat my hart geduldig jy, en vandag waar ek getuig. Die wat op die paaie gaan wees veilig, kom veilig by julle bestemmings, rus goed uit. 2026, as die Here wil, gaan 'n jaar wees van uitgaan om daardie mense te bereik wat die Here deur ons wil bereik. So gaan rus goed uit, en die wat hierso is donderdag, julle is welkom 8:00 vir die erediens. Ontvang dan die Here se seën en gaan in vrede. Die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God ons Vader en die gemeenskap van sy Heilige Gees sal met julle elkeen wees. Amen. Mooi dag vir julle almal, en sien mekaar wel donderdag, as die Here wil.